Skaapwagter 10. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Psalm 23 vers 6. Na verskeie weke van kuier met Psalm 23 kom ons vandag by die laaste vers. Dawid vertel die storie van 'n skaap se lewe vanuit die skaap se perspektief, wat iets ekho van sy verhouding met die Here, wat sy goeie herder is. Van kleins af is ons blootgestel aan hierdie psalm, ons het liedjies gesing soos Die Here is my herder, en waarskynlik die psalm so dikwels gehoor dat ons dit uit ons koppe uitken. Kom ons lees dit hardop saam. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Dwars deur Psalm 23 word daar gedurig klem gelê op die feit dat die skaapwagter persoonlike aandag gee aan sy skape. Dit word oor en oor onderstreep dat die welvaart van die skape afhang van die skaapwagter se moeite en harde werk. Al die voordele wat sy kudde geniet onder sy bekwame hande en liefdevolle aandag word vir ons in duidelike terme geteken. Nou word dit alles hier opgesom deur die psalmskrywer se eenvoudige uitspraak wat borrel van selfvertroue. Sekerlik sal U goedheid en guns my volg al die dae van my lewe. Kom ons kyk na so 'n paar vertalings. U is goed vir my en U doen wat U beloof het. U doen dit oral waar ek gaan, solank soos ek lewe. Here, ek sal altyd weer terugkom na U tempel, ek sal dit my hele lewe lank doen. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in die lengte van dae. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. U sal vir my goed wees, en my lief hê solank as wat ek lewe. Ek sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan. Waarlik, U goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. Die skape met so 'n skaapwagter besef dat hulle in 'n bevoorregte posisie is. Dit maak nie saak wat kom nie, hulle kan seker wees daarvan dat goedheid en guns deel van die prentjie gaan wees. Hulle word verseker dat hulle onder sy bekwame, simpatieke, intelligente eienaarskap is. Hulle het niks om oor bekommerd te wees nie. Goedheid en guns sal die behandeling wees wat hy sal ontvang vanuit sy meester se ervare, liefdevolle hande. Dis nie net 'n uitspraak van vaste oortuiging nie, maar ook iets van 'n spoggerige een, 'n ongelooflike vertroue in die een wat sy toekoms en lewe beheer. Hoe baie van ons Christene voel so oor Christus? Hoe baie van ons is bekommerd of goedheid en guns ons gaan tref? Dit is maklik om te praat as alles goed gaan. As my gesondheid reg is, as my inkomste floreer, as alles regloop met my familie en my vriende, en hulle hou van my, dan is dit nie swaar om te sê, U goedheid en guns sal my al die dae van my lewe volg nie. Die guns van God word so opgesom deur iemand. Favor is God's delight towards us. Maar wat gebeur die dag as jou liggaam inkonk? Wat sê ek as ek hulpeloos staan langs 'n lewensmaat wat besig is om dood te gaan onder vreeslike pyn? En wat is my reaksie as my werk skielik opdroog en daarmee geld is om die rekenings mee te betaal nie? I just lost my job. I don't suppose anyone has left one behind, vra die werklose by die lost and found kantoortjie. Wat gebeur met my oortuiging as my kinders nie hulle toetse op skool kan deurkom nie, of uitgevang word dat hulle met die verkeerde maats uithang? Kelvin skryf 'n toets. Explain Newton's first law of motion in your own words. Hy het nie idee waaroor dit gaan nie. Dan kry jy 'n breinbrander.
Jakkefoep mok, groek, puba whoop, zinke watum gazork, a chumbelspus. I love loopholes. Dit was sy eie woorde. Wat sê ek as een van my vriende sonder enige rede skielik uitdraai as 'n rugsteker en teen my draai? Sure, losing your kids, your farm and being covered in boils is pretty depressing, but it could be worse, Job. It could be raining, said Dio. I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. Hier is die soort van tye wat 'n persoon se vertroue toets in die goeie herder wat vir ons sorg. Geloof wat nie getoets kan word nie, is geloof wat nie vertrou kan word nie. The only way God can show us He's in control is to put us in situations we can't control, het Stephen Furtick geskryf. The true test of your faith is when you don't understand anything at all and still trust God. Hierdie is die keer wat ek met 'n handvol swak kaarte sit en die lewe skielik meer is as net 'n reeks vrome uitsprake. Wanneer my klein wêreldjie begin uitmekaar val en die droomkastele uitdraai as ligkastele, as my ambisies en hoë begin verkrummel, kan ek nog steeds sê, sekerlik sal U goedheid en guns my volg al die dae van my lewe. Of flous ek net myself en maak ek 'n bespotting van alles. Daar is tye wat ek die Here as die goeie herder met sy kompassie en omgee in my lewe kan waarneem en ervaar. Maar daar is ook tye wat my lewe deur katastrofe gekenmerk word. Daar is baie wat dit lyk of dit doodloopstrate was waarlangs hy my gelei het. Daar was dae wat hy my deur pikdonker plekke gelei het, maar by ou end het dit uitgedraai as voordeel vir my geestelike lewe. I would rather have the favor of God than the blessing of a million men. For the favor of God takes the work of my hands and leaves a million men utterly astonished at the greatness of the feat, het iemand sy ervaring beskryf. Met my beperkte verstaan as 'n feilbare mens kan ek nie altyd verstaan wat die Here doen in sy onbeperkte wysheid nie. Met my natuurlike geneigtheid om te vrees of myself te bekommer of te vra hoekom, is dit nie altyd so eenvoudig om te aanvaar dat die Here regtig weet wat hy doen met my nie. Daar is tye wat 'n mens in versoeking is om paniekerig te raak, of weg te hardloop, of om die rug te draai op die skaapwagter. Op een of ander wyse glo die mens dan dat hy beter vir homself kan sorg as die Here. Baie manne en vroue leef so vandag. Vra maar vir ou Jona, hy het probeer om van God af weg te hardloop, maar dit was 'n futiele poging. God het hom aangekeer en teruggestuur om sy werk in Ninive te gaan doen. Angus moedig ons aan, if God is calling you to do something, do it. You can't run away from God. Running away from God doesn't shorten the road to success, it only makes the journey longer, was iemand anders se ervaring. Maar ten spyte van hierdie gedrag van afdwaling en denke van ek weet beter, is ek so bly dat hy as die goeie skaapwagter nooit met my opgee nie. Ek is dankbaar dat hy my volg met al sy goedheid en guns. Hoekom op aarde sal hy so iets doen? Die enigste moontlike motivering daarvoor is sy groot liefde, sy omgee vir my as een van sy skape. Ten spyte van al my twyfels of my misnoë en ontevredenheid met hoe hy my lewe tot dusver bestuur het, tel hy my op en dra hy my terug met groot teerheid. Dikwels sien mense dit eers as jy terugkyk op jou lewe. Vir iemand wat aan Christus se bekwame hande en sorg is daar geen moeilikheid wat kom wat te oorweldigend is nie. Geen dilemma te groot, geen ongeluk wat my kan tref sonder dat daar iets goeds uit die chaos tevoorskyn kan kom nie. Om dit te glo is om op die uitkyk te wees vir die goedheid en guns van my meester in my lewe. Dit word 'n fondasie vir my geloof en vertroue in hom. Ek het hom lief, want hy het my eerste lief gehad. God favors and blesses those who cultivate a relationship with him. It wasn't luck that got you this far. It was God's favor. Sy goedheid en guns en omgee vir my is nuut elke oggend. En my versekering is gewortel in hierdie aspekte van sy karakter. My vertroue is in sy liefde vir my, want ek behoort aan hom.
My kalmte is gewortel in my onwankelbare siening dat ek kan staat maak op sy vermoëns, om altyd die regte ding te doen, om die beste ding na vore te bring in enige situasie. Dis hoe die goeie herder is. Gedurig vloei daar goedheid en guns vanaf hom na my, selfs al verdien ek dit nie. Dit kom onbeperk uit sy groot hart van liefde vir my. Dis die hart van hierdie psalm. Al sy werk, al sy omgee, al sy uitkyk vir my, al sy vaardigheid, al sy selfopoffering, kom vanuit sy groot liefde vir sy skape. Hy hou van sy werk, hy hou van sy rol as skaapwagter. Jesus sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Dis hoe ons weet hoe ware liefde lyk. Wil julle weet wat liefde is? Ons het 'n goeie voorbeeld daarvan. Jesus Christus het homself gegee om tot ons voordeel doodgemaak te word. Ons behoort presies dieselfde te doen. Ons moet bereid wees om ons lewe tot die voordeel van ons medegelowiges te gee. En dalk is dit nodig om te vra, is hierdie omgee vanaf die skaapwagter bedoel dat ek my agteroor kan sit en stagneer in my lewe? Is daar 'n manier waarop ek hierdie guns en goedheid kan aangee aan iemand anders? Ja, daar is, maar min van ons kry dit reg. En daar's 'n positiewe praktiese aspek waarop my lewe gebruik kan word tot voordeel vir ander. Net soos God se goedheid en genade vloei na my toe al die dae van my lewe, so kan goedheid en guns ook in my voetspore volg tot voordeel vir ander, waar ek ook al heen mag gaan. Herinner mense aan die storie van die man wat elke dag water gaan haal het. Een van sy potte was gekraak en het heel pad gelek. Toe hy kla by die Here daaroor, wys hy hom op die resultate wat in sy voetspore gevolg het. Daai lekkende pot het die grond nat gemaak die hele pad, totdat blomme daar gegroei het. Wat jy dink 'n dooie verlies is, kan deur God gebruik word op verbasende maniere. As 'n trop skape nie goed bestuur word nie, kan dit tot nadeel wees vir almal. Hulle kan die land so erg ruïneer dat amper niks meer daar wil groei nie. Maar in kontras daarmee kan hulle tot voordeel wees vir die land as hulle reg bestuur word. Die skape se mis is die bes gebalanseerde byproduk wat deur die skape gegenereer word. Wanneer dit effektief oor die veld versprei word, hou dit groot voordele in vir die grond. Party boere is so geseënd met al die mis dat hulle 'n besigheid daarvan gemaak het. Dit bring groot voordele vir die veld waar daardie mis ook al beland. Jare gelede het 'n nuwe vulkaniese eiland met die naam Surtsey-eiland ontstaan naby IJsland. En wetenskaplikes het dit met arendsoë dopgehou om te sien hoe lank dit gaan vat om op 'n natuurlike manier te ontwikkel. Eers was daar vliee en toe later saaitjies en voëls wat met die wind aangewaai gekom het. 'n Klompie vissermanne het toe besluit om 13 skape op die eiland af te laai en daar te laat doodgaan, want daar was nie genoeg veiding vir hulle nie. Teen almal se verwagting het die skape oorleef. Orals waar hulle misbeland het die eilandse plantegroei toegeneem, soos dit die vulkaniese as bemes het. En dit het die plantegroei op die eiland verhaas. Die Faroe-eilande is ook sulke vulkaniese eilande wat vandag bekend staan vir hulle groot skaapboerderye. Daar is meer skape as mense en hulle spog met dramatiese groen velde. Die skape se gewoonte om die hoogste grond uit te soek om te rus, verseker dat die ryk lae lande se vrugbaarheid versprei na die minder produktiewe hoë grond. Geen ander dier kan so 'n verskeidenheid van plante verteer nie. Skape eet allerlei soorte onkruid en bossies wat in die veld mag opslaan. Hulle is lief vir die blomme en sagte groeisels van die onkruid wat 'n pes kan word as dit ongekontroleerd gelaat word. Na 'n paar jaar sal 'n trop goed bestuurde skape 'n stuk land kan skoonmaak van onkruid en dit laat herstel soos geen ander dier dit kan regkry nie. In antieke literatuur word daar verwys na die skape as hulle met die goue hoewe. Hulle word gesien as tot groot voordeel vir 'n veld, want die erfenis van mis wat hulle nalaat is tot voordeel vir die plante. 'n Skaapwagter vertel dat hy oor die jare gesien het hoe 2 lande wat verwoes was, herstel is. Na grond met hoë produktiwiteit en bruikbaarheid, weens die skape wat daarop gewy het. Wat voorheen gelyk het na 'n depressiewe nikswerk lappie grond, het 'n pragtige veld geword van groot waarde.
Waar daar voorheen net armoede en onkruid was, het die veld nou gefloreer met 'n ryke oorvloed van plante. Goedheid en guns het sy skape gevolg. Hulle was tot voordeel vir die omgewing. Hulle het iets bruikbaars agtergelaat, waar hulle ook al gekom het, iets van waarde vir hulle self en ander. Waar hulle ook al gewei het vrugbaarheid gevolg, sowel as onkruidvrye grond. Waar hulle ook al gewei het, was die veld pragtig en welig. Die vraag wat ek myself kan afvra is dit: is dit waar van my lewe? Is ek 'n seën vir ander? Hoe lyk die erfenis wat ek nalaat vir ander agter my? Laat ek net mistroostigheid agter of 'n stank wat ander sal afskrik? Of is mense bly omdat ek daar was? Een ou vertel hoe hy en sy vriende een keer op pad was. En na 'n paar dae op die pad het een ou sy hoed verloor. Hy was seker hy het dit in iemand se huis agtergelaat. Hy het gevra dat hulle dit moet soek en aanstuur vir hom. Die huisvrou se brief terug aan hom sal nooit vergeet word nie. Ek het my huis van hoek tot kant deursoek en kon geen teken van jou hoed vind nie. Die enigste ding wat julle agtergelaat het, was 'n groot seën. Is dit soos mense oor jou ook voel? Laat jy 'n spoor van hartseer agter of 'n spoor van blydskap? As mense aan jou moet dink hulle aan jou in terme van goedheid en guns, of probeer hulle jou eerder vergeet so gou as moontlik? Laat jy 'n seën agter waar jy ook al kom, of is jy 'n struikelblok vir ander? Is jou lewe plesier vir ander mense, of 'n pyn? Mis hulle jou, of is hulle bly die misbaksel het sy ry gekry? Hier is die woorde van Jesaja. Is dit dalk beskrywend van jou? Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Soms is dit nodig om bietjie voorraadopname te hou en jouself eenvoudige vrae te vra. Wat laat ek agter? Hoe lyk my erfenis? Vrede of onrus? Los ek vergifnis agter my of bitterheid? Los ek tevredenheid agter of konflik? Los ek blomme van vreugde of frustrasie? Is daar liefde in my spore of haat en verwerping? Party mense het so gemors agtergelaat waar hulle gaan, dat mense eerder probeer om hulle spore toe te vee en van hulle te vergeet. Vir die ware kind van God, een wat onder die goeie herder se versorging is, behoort daar nooit enige skande of skaamte of vrees te wees om terug te keer na waar hulle voorheen geleef het of waar hulle iemand besoek het nie. Hoekom? Want hulle het 'n erfenis nagelaat wat mense opgelig het, bemoedig het en geïnspireer het. Beskryf die ou se t-shirt dalk vir jou. Happy to meet, sorry to part, happy to meet again. Een muur loop na ander muur raak daar op 'n muurshoop. Hey Doug, glad to see you again. What's this guy's name? Think. Dit kom party van ons ook hoor. Een van die ouens wat so groot erfenis nagelaat het in Afrika was David Livingstone. Dit maak nie saak waar sy voetspore omheen geneem het deur die bosse en vlaktes van die groot kontinent nie. Daar het tekens agtergebly van sy impak wat hy gemaak het met sy liefde. Die plaaslike inwoners wie se taal hy nooit geleer het nie, het jare later nog van hom gepraat. Hom onthou as die vriendelike dokter in wie se spore goedheid en guns gevolg het al die dae van sy lewe. En dalk het jy ook stories van kleintyd af al gehoor van Jesus Christus, wat as 'n gewone mens tussen ons geleef het. Sy lewe word opgesom in eenvoudige taal. Hy het goed gedoen waar hy ook al gekom het. En dit was die resultaat van sy reis van dorp na dorp, iets wat altyd van hom onthou sal word na sy 3 kort jare van bediening op aarde. Sy dae van goedheid was altyd deurdrink van genade. Waar ander mense rof en onbeskof en verneig teenoor mekaar was sy omgee en teerheid vir mense altyd sigbaar. Selfs die ergste sondaars het vergifnis by hom gevind, terwyl hulle net verwerping en kritiek ervaar het vanaf hulle medemense. Hoe lyk my houding en gesindheid teenoor ander mense? Sit ek op 'n troontjie van selftrots en kyk ek af na ander as minderwaardige skepsels? Of klim ek af van my troon en identifiseer ek myself met hulle in hulle dilemma's?
Deel ek goedheid en guns uit na hulle, soos wat ek ontvang het, by my goeie herder? Kyk ek na sondaars met oordeel soos die fariseërs of met die omgee van Christus? Is ek gewillig om die foute en swakhede van ander mis te kyk en eerder vergifnis uit te deel, soos wat God met my gedoen het? Die enigste manier om te meet hoeveel ek die goedheid en guns van God waardeer en geniet, is hoe bereid ek is om self goedheid en guns te versprei aan ander. As ek nie in staat is om iemand te vergewe nie, en my vriendskap aan te bied aan die gevalle manne en vroue rondom my nie, dan weet ek maar min van Christus se vergifnis en genade, wat hy aan my betoon het. Kindness is spreading sunshine into people's lives regardless of the weather. Is dit dalk die gebrek aan liefde onder party Christene wat die kerk so 'n lou, warm institusie gemaak het? Mense kom na die kerk om warmte te kry en vind hulle dan net 'n koue skouer? Maar manne en vroue wat eerstehands die goedheid en guns van God in hulle lewens ervaar het, sal warm en belangstellend wees en in staat wees om daardie goedheid en guns uit te deel aan ander. Dis tot hulle voordeel, maar dis ook 'n seën vir God. Baie van ons dink dat net God 'n seën aan ons kan bring. Maar die Christenlewe is 'n tweerigting verhouding. Ons kan ook seën teruggee aan God. Niks maak hom meer gelukkig as om te sien hoe sy kudde floreer en vooruitgaan nie. Net soos 'n skaapwagter maak dit hom intens bly om te sien hoe sy harde werk om vir ons te sorg vrug dra. As ons tevrede en gelukkig is, maak dit sy hart bly. As hy sien hoe die land voordeel put uit die skape se teenwoordigheid, maak dit 'n skaapboer baie bly. Dit verryk die skaapboer. Dit is 'n beloning vir sy harde werk en energie. So ontvang hy volle vergoeding vir alles wat hy vir sy kudde gedoen het. Die meeste van ons vergeet dat ons goeie herder ook op soek is na seën. Hy wil graag sien dat ons floreer, en dat die omgewing waar ons was ook floreer, omdat ons daar was. Wanneer ons stil tevrede is in hom, veroorsaak dit vir hom oneindige vreugde. Hy kyk na jou met teerheid, hy het jou diep lief. Hy sien die lang jare waarin sy goedheid en guns jou gevolg het. Hy verlang daarna dat daardie goedheid en guns nie net aangegee word aan ander nie, maar ook teruggegee word aan hom met vreugde. Hy verlang na jou liefde. Daarom kan ek hom lief hê, omdat hy my eerste lief gehad het. Psalm 23 het begin met die trotse uitbundige verklaring, die Here is my herder. Nou sluit die psalm af met 'n positiewe bevestiging. Ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Hier vind ons die skape heeltemal tevrede met hulle lot in die lewe, tevrede met die versorging wat hulle ontvang het. Hulle voel tuis met die skaapwagter, sodat daar geen begeerte na enige verandering bestaan nie. Om dit in boeretaal te sit, niks sal maak dat ek hierdie plaas sal wil verlaat nie. Dis 'n lekker plek die. Vanaf die skaapwagter se kant is daar 'n groot omgee en toewyding wat hy vir sy kudde het. Hy sal nooit daaraan dink om van hulle te skei of hulle alleen agter te laat nie. Gesonde, tevrede, produktiewe skape is tot sy vreugde en tot sy voordeel. Die band tussen hulle is so sterk dat dit tot beide se voordeel is vir altyd. Die woord huis in hierdie lied het 'n wyeer betekenis as wat ons gewoonlik aan dink as ons die woord huis gebruik. Normaalweg dink ons aan die huis van die Here as die kerk of 'n ontmoetingsplek waar God se kinders bymekaar kom. Op een vlak is dit wat Dawid dalk 'n gedagte gehad het. Dit is lekker om te dink dat mens altyd in die huis van die Here tuis sal wees. Maar in Dawid se tyd was daar nog nie kerke nie. Dis moes hy iets anders in gedagte gehad het. Maar ons moet ook in gedagte hou dat die psalmis skryf vanuit sy verwysingsraamwerk as 'n skaapwagter. En hy is besig om 'n hele jaar se skaapboerdery in hierdie psalm vas te vat. Al die verskillende aktiwiteite en fases waardeur sy trop in 'n jaar gaan. Hy het hulle gevat vanuit die groen weivelde en stil waters van sy plaas, op deur die bergpasse en donker valleie, na die hoë tafellande of hooglande waar die somerweiding was. Nou het herfs gekom en met sy storms en reën en koue, wat die skape weer afgedryf het na die voetheuwels en dan terug na die boer se plaas vir die lang stil winter. Op 'n manier is dit soos om huis toe te gaan. Is 'n terugkeer na die krale en velde en skure en skuiling by die eienaar se huis.
Dwars deur al die seisoene van die jaar met hulle gevare en steurings, was dit die skaapwagter se omgee, sy wakker wees en energieke bestuur, wat die skape laat oorleef het en ook laat floreer het. Dit is dus met 'n gevoel van tevredenheid wat hy nou skryf, ek sal in die huis van die Here bly vir altyd. Wanneer die digter verwys na huis, is dit waarskynlik die kudde van die goeie skaapwagter, as die huis of tuiste. Die skape is heeltemal tevrede met die kudde waarin hulle behoort, tevrede met sy eienaarskap en die versorging van hulle skaapwagter, dat hulle geen wens het dat dit ooit moet verander nie. Dit is ook so dat, asof hulle uiteindelik huis toe gekom het, en nou blerende langs die draad staan en spog moet die ongelukkige bure se skape, wat aan die ander kant van die draad staan. Hulle spog oor die wonderlike jaar wat verby is, en hulle volledige vertroue op hulle eienaar. Dalk behoort ons as Christene ook so te wees. Ons behoort trots en bly te wees daarop om aan Christus te behoort. Ons behoort so goed te voel met wie ons versorger en eienaar is, dat ons kan spog by ander oor hoe goed ons skaapwagter is. Wanneer ons terugkyk oor ons lewens, behoort ons bly te wees en onsself te herinner aan al die wonderlike maniere waarop die Here vir ons voorsien en gesorg het. Ons kan selfs in detail die moeilike omstandighede beskryf waardeur die Here ons gedra het. En ons behoort gou en gretig te wees om te vertel van ons vertroue in Christus. Ons behoort skaamteloos en vreesloos te spog, omdat ons so bly is dat ons aan sy kudde behoort, dat ons syne is. En deur ons tevredenheid en kalmte behoort ons te demonstreer watter voordeel dit is vir ons om 'n lid te wees van sy trop, van sy huishouding. Een skaapwagter vertel dat hierdie laaste vers van Psalm 23 allerhande beelde by hom opgeroep het van sy eerste dae op die skaapplaas. Soos die winter met sy koue reëns en vriesende winde aankom, het sy buurman se sieklike skape op 'n triestige bonneltjie gestaan teen die heining met hulle sterte na die storm, terwyl hulle deur die draad kyk na die ryk weivelde waarin sy eie skape gefloreer het. En daardie arme, mishandelde, verwaarloosde, afgeskeepte skape, wat onder die eienaarskap was van 'n hartelose boer, het niks anders geken as net swaar kry hulle hele jaar lank nie. Hulle was dun en sieklik met parasiete en skurfsiekte. Hulle is gepla en getuister deur vliee en aangeval deur roofdiere. Party van hulle was so swak en dun en miserabel, dat hulle skaars op hulle voete kon bly staan. En daar het altyd in hulle oë iets van 'n vae hoop bestaan, dat hulle met so bietjie geluk deur die heining sal kom, of iewers deur 'n gat sal kan kruip om vry te kom van hulle hartelose eienaar. Partykeer het so iets gebeur, veral rondom Kersfees. Dit was die tyd van ekstreme getye waar die see ver teruggetrek het en die plaas se grenslyne sigbaar geraak het, wat tot in die water geloop het. Die buurman se brandsiek en honger ongelukkige skape het gewag vir so iets om te gebeur. Met die eerste kans wat hulle gekry het hulle op die geteistrande neergedaal, rondom die einde van die heining gestroom en na die ander kant gehardloop waar hulle vergryp het aan die ryk groen gras van die goeie skaapwagter se plaas. Hulle kondisie was so pateties dat die skielike fees van oorvloedige gras waar hulle nie gewoond was nie, dikwels negatiewe gevolge vir hulle ingehou het. Hulle spysverteringsstelsels kon die ryk kos nie hanteer nie, en dikwels het dit tot hulle dood gelei. Die skaapwagter vertel hoe hy een keer afgekom het op 3 van sy buurman se oeye, waar hulle hulpeloos onder 'n boom naby die draad gelê het op 'n reënerige dag. Hulle was soos 3 grys nat gereende sakke wat in 'n hoopie by mekaar gesak het. Selfs hulle benerige bene kon hulle nie langer dra nie. Hy het hulle in 'n kruiwag gelaai en hulle teruggestoot na sy hartelose buurman. Hy het nie eers dankbaar gelyk nie, maar dadelik sy mes uitgehaal en al 3 se kele afgesny. Hy het nie omgegee vir hulle kondisie nie. Dis dalk 'n prentjie van Satan wat so 'n houvas op baie mense het. Hy gee nie om nie. Jesus het homself voorgestel aan die mense van sy tyd as die goeie herder, maar ook as die deur en ingang waardeur die skape moes gaan om onder sy versorging te beland. Daardie buurman se arm skape het nie na die goeie skaapboer se plaas gekom deur die ingang of die hek nie. Hy het hulle nooit laat inkom nie. Hulle was nie syne nie. Hulle het nie daar aangekom omdat hulle deur hom as die hek of as die deur ingekom het nie.
As hy by hulle betrokke was, sou hulle nie so gelyk het nie. As hulle wel onder sy bestuur was, sou hy spesiale aandag aan hierdie siek skape gegee het. Eers sou hy hulle op 'n beperkte droë rantsoene gesit het, dan 'n geleidelike blootstelling gegee het aan groen gras, totdat hulle aangepas is by die nuwe dieet en die nuwe manier van lewe. Maar daardie skape het op hulle eie probeer inkom. Dit was katastrofies vir hulle gewees. Wat het so dubbel hartseer maak, was dit hulle in elk geval gedoem was. Op die buurman se verarmde plaas sou hulle in elk geval gevrek het daardie winter. Soos dit ook met hulle wat apart van Christus probeer leef. Die ou wêreld met sy ou natuur is 'n mistroostige plek, maar die Satan wat die hartelose eienaar is. Hy gee glad nie om vir die mense se siele of welvaart nie. Hy is daar net om hulle te verwoes en te vernietig. Satan gives Adam an apple and takes away paradise. Therefore, in all temptations, consider not what he offers, but what we shall lose. Onder sy tirannie is daar honderde honger ontevrede harte wat verlang daarna om die huishouding van God te betree. Hulle sien hoe die Christene lewe en begeer om ook onder Christus lyding en omgee te kom. Tog is daar net een manier om deel van daardie kudde te word. Die pad is deur die eienaar self, Jesus Christus, die goeie herder, die deur. Ek is vir julle soos 'n hek vir die skape. Ek is die hek deur wie julle na die weivelde van vrede en vriendskap met God kan stap. Deur my kry julle alles wat julle geestelik nodig het. Enigiemand wat sê dat julle op 'n ander manier by God kan uitkom, gaan julle net op 'n pynlike pad sit, die pad hel toe. Amper elke dag kry ons as experts te doen met manne en vroue wat aan die ander kant van die heining is. Wat is my invloed en impak op hulle? Is my lewe so bevredigend en stralend, omdat ek wandel en lewe en praat met God, dat hulle jaloers raak, dat hulle begeer om ook soos ek te wees? Sien hulle my lewe die voordele daarvan om onder Christus se beheer te staan? Sien hulle iets van hom gereflekteer in my optrede en karakter? Is my lewe en gesprekke van so 'n aard dat dit vir hulle na hom toe sal trek en lei? Dat dit vir hulle die pad sal wees na die een wat vir hulle die ewige lewe wil gee? The world doesn't learn about God by watching Christian movies. The world learns about God by watching Christians. Indien jou lewe wel 'n goeie storie vertel, kan jy weet dat party van hulle ook sal begeer om in die huis van die Here te bly vir altyd. Daar is net een manier waarop dit sou kon gebeur. Hulle moet deur Jesus inkom, sodat hy hulle eienaar kan word. Die eerste persoon wat in die laaste vers gebruik word, praat van ek. Dis persoonlik. Ek sal in die huis of die teenwoordigheid van die Here vir altyd bly. En Dawid wat die Psalm geskryf het, daarmee geëindig is 'n lied van lofprysing vir God se eienaarskap van sy lewe. Nie net kry ons die idee van 'n skaapwagter wat heeltyd op die toneel is nie, maar ook die konsep dat die skape heeltyd onder die oë wil wees van hulle eienaar. Dwars deur die Psalm sien ons die goeie herder wat op en wakker is, wat nooit moeg word nie, maar heeltyd op die uitkyk is vir sy skape om vir hulle uitstekende versorging te waarborg. Vanuit die skape se standpunt het hulle heeltyd geweet hy is daar. Hulle was bewus van sy teenwoordigheid, wat outomaties die meeste swaarkry en gevare uitgesluit het. Dit het aan hulle 'n gevoel van sekuriteit en rustigheid gegee. Dit is die skape se eienaar, sy persoonlike teenwoordigheid, wat die waarborg was dat daar geen gebrek van enige soort sou wees nie. Daar sou oorvloedige groen weivelde wees, daar sou stil skoon water wees, daar sou nuwe paadjies wees na vars weivelde. Hulle sou veilig wees gedurende die somer op die Tafelblad of die Hooglande, hulle sou vry wees van vrees, daar sou 'n teengif of antidote wees vir die vliee en siektes en parasiete. Hulle sou tevrede en vergenoegd wees. In ons Christelike lewe en ervaring kan mens dieselfde idee sien afspeel. Wanneer alles gesê en gedoen is oor die onderwerp van 'n suksesvolle wandel met die Here, kan dit seker opgesom word as 'n lewe wat heeltyd bewus is van God se teenwoordigheid. Dis daardie innerlike bewustheid wat naby en werklik kan voel, 'n wete dat Christus met my is, en dit word moontlik gemaak deur sy Heilige Gees wat in my woon. Dit maak nie saak hoe woes die storm is wat jy in die oë staar nie.
As Jesus met jou is, kan jy ontspan. Dit is hy wat ons daaraan herinner en ons gedrag bepaal. Al wat dit vir ons vra is om sensitief te wees vir sy stem en onmiddellik daarop te reageer in gehoorsaamheid. Selfs al maak dit nie logies sin vir ons nie. Hy kon selfs water in wyn verander, niks is vir hom onmoontlik nie. As Christus in my woon, het ek 'n ryk, belovende lewe in samewerking met hom. As ek reageer in harmonie met sy wens en opdragte, sal ek agterkom dat die lewe lekker is, bevredigend, die moeite werd. Dit maak die lewe avontuur saam met hom, waarin vervulling en genot deel is daarvan. Dit word moontlik gemaak soos wat ek die Heilige Gees toelaat om beheer oor my lewe oor te neem, my daaglikse besluite te beïnvloed. Ek weet ek kan maar net vir hom vra vir rigting en selfs die klein dingetjies. Daar's 'n baie bekende boek van Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God. As jy meer van hom begeer, kan Brother Lawrence se ervaring dalk vir jou 'n paar tips gee. Maar daar is ook 'n wyeer bewuswees van God orals rondom my. Ek lewe omring deur sy teenwoordigheid. Ek word heeltyd deur hom dopgehou en versorg en aangemoedig. Hy het my beste in gedagte. Hy is bewus van elke omstandigheid waarmee ek te doen kan kry. Hy gee aandag aan my, want ek behoort aan hom. En hierdie versorging sal aangaan tot in ewigheid. Ek is syne. Wat 'n versekering. Ek en jy kan bly wees, dat ons in die teenwoordigheid van die Here sal wees, vir ewig en altyd. Here, dankie dat U my herder is. Dankie dat U op die uitkyk is vir my welvaart en sorg te alles tye van my lewe. En dat U sorg dat alles ten goeie meewerk tot U eer. Dankie dat ek kan behoort aan die kudde. Ek bid ook vir hulle wat nog nie deel is van die kudde nie, wat sieklik en maar en honger oor die draad loer en begeer om te ontvang wat ek het. Lei hulle na die deur, die ingang, die hek, U self, sodat hulle ook kan deel raak van U trop. Dankie dat ek tevrede kan wees met U versorging en omgee vir die res van my lewe op aarde, en daarna tot in die ewigheid. Amen.